Goeiemôre, baie welkom by Agape in Bloemfontein, klein gemeente met die groot hart. Die kans is in die kyk. George, wat bedoel jy? Ek gaan jou nou sê. 100 jaar gelede was daar 'n bekende skilder gewees. En hy het in hierdie dorpie van hom almal bymekaar gekry en hy sê ek het 'n nuwe meesterstuk geskilder wat ek vir julle almal wil wys. Daai tyd was daar nog nie TV nie. Almal wou iets sien as daar iets was om te sien en op die plein het die hele dorp bymekaar gekom. Hy het sy skildery op die esel gesit en dit met 'n laken toegemaak. Almal was in afwagting. Maar die oomblik toe hy daai doek aftrek, gaan daar 'n golf van verbasing deur die hele skare. Want die esel het net 'n silwer skoon doek sonder 'n skildery op hom. Wat gaan aan, vra die mense? Het jy net gekom om ons tyd te mors? Met 'n glimlag gaan staan hy voor hulle en hy sê, julle sien 'n leedoek, maar ek sien 'n skildery wat ek nooit klaar gemaak het nie. 2 maande gelede is my vrou oorlede, terwyl ek besig was om 'n skildery te verf. Maar elke keer daarna as ek die kwas optel, om verder te gaan, dan is die gewig van verlies so groot in my lewe, dat ek nie kan verf nie. En hierdie skoon doek is my eerlikste kunswerk tot dusver aan julle. Baie keer raak ek en jy by teleurstelling vas. Baie keer is ek en jy by die plek waar ons eintlik 'n leedoek moet neersit. Maar ons skilder maar iets sodat die mense net kan kyk. Nou 3 wyse manne volg 'n ster lank gelede. En hulle soek na 'n nuwe koning, die koning van die Jode, die een wat hulle die Messias sou noem. En hierdie 3 manne kom uit die ooste, so hulle verwag 'n paleis. Maar hulle vind hom in 'n stal. Laat dit jou dink aan die leedoek. Hulle vind hom in 'n stal. Ek sou daai Messias dalk heeltemal gemis het, want ek sou gaan soek het in die kastele en die paleise van die tyd. Maar weet jy wat was die game changer vir hierdie 3 manne? Hulle kon God raak sien in 'n situasie waar hy volgens hulle nie gehoord het nie. En die groot vraag wat ek vandag vir jou en vir myself wil vra, is kan jy God nog raak sien in elke situasie? Het jy nog 'n game changer in jou lewe? Want jy sien, ons sien nie waarna ons kyk nie, maar ons sien waarvoor ons kyk. Baie keer is ek nie so besig om na iets te kyk, na iets te soek, dat ons vergeet waarvoor om te soek. Dalk is die groot vraag vandag, kyk jy na iets in plaas van vir iets? Kyk jy na jou omstandighede? Of kyk jy dalk vir die een wat hulle beheer? Het jy al gewonder, hoe kon Josef dit regkry om sy broers te vergewe ten spyte van alles wat hulle aan hom gedoen het? Hy het 'n droom gehad en hy het 'n kleed gekry, veelkleurige kleed by sy pa. Hy was die een wat voorgetrek was. Skielik gooi hulle hom in 'n put, skeer sy klere, lieg oor hom en hy word weggevoer Egipte toe. Jy sien, Josef het deur sy droom na sy omstandighede en sy broers gekyk. Hy het nie vir sy omstandighede gestaar en gemoun heeldag nie. Job verloor alles. Maar ons sien in die Bybel, hy bly kyk na sy God. Dawid kruip weg in 'n grot toe hy gevlug het vir Saul. En tog skryf hy, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Petrus loop op die golwe in die storm, maar die oomblik toe hy oogkontak met die koning verloor, met die Messias, toe sink hy in 'n oogwink. Herodes en sy priesters het die skrifte ondersoek, maar hulle het Jesus gemis. Is jy dalk daai persoon wat die skrifte ondersoek en lees wat nie verkeerd is nie?
maar jy mis die koning. Die wyse manne het die stal misgekyk, maar hulle het die koning gesien. En miskien is die vraag volgende, wat moet ek en jy miskyk, dat ons die koning kan sien? Want jy sien, die ster wat ons volg, laat ons konings vind. Maar dis in daai stal, wat ons toegang kry tot die koning. Waar verloor jou en my geestelike oë fokus? Het jy al gewonder? Wanneer ons verwag, dat hy by ons verwagtinge gaan inpas, verloor ons hom uit die oog uit. Die verlore seun sit is in die varke. En op die ou einde voel hy so skuldig, hy wil 'n slaaf word. Hy het so skuldig gevoel dat hy verwag het, dat sy pa moet inpas by sy verwagtinge van homself. Verwag jy partykeer dat die Here moet inpas by jou laat dink van jouself? Ons verloor oogkontak wanneer ons hom kleiner maak as ons omstandighede. Wanneer ons hom kleiner maak, wanneer ons sy liefde minder maak as ons droog maak in die lewe. Ten spyte van hierdie vuil stal waar die donkie daar een kant staan en die hoop mis daar aan die ander kant lê, kom die wyse manne en hulle bied hulle beste vir die koning aan. Al lê hy in 'n vuil stal. Min mense gee hulle beste wanneer hulle teleurgesteld is. Het jy iewers langs die pad so teleurgesteld geraak dat jy opgehou het om jou beste te gee vir die koning? Teleurstelling laat ons onderhandel. Moet ons werklik goud, wierook en mirre gee vir hierdie baba in die krib? Is 'n baal hooi nie dalk beter gepas vir die omstandigheid nie? Ek weet, ek en jy doen dit soms. Ons onderhandel met die koning van die konings om met die minste moeite weg te kom, want ons kyk iewers neer op iets, en meeste van die tyd is dit onsself. So, wat is die antwoord? Jy sien, hierdie wyse manne verander iewers rigting. Die oomblik toe hulle die koning in die stal ontmoet, verander hulle rigting. Jy sien, hulle reageer nie op Herodes wat gesê het, hoor as julle hierdie koning van die Jode gekry het, kom terug na my toe in Jerusalem nie. Nee, hulle vat 'n ompad om die koning. Is daar in jou omstandighede Herodes wat jou laat reageer soos wat jy nie wil reageer nie? Jy sien, in stalervarings verander ons rigting. Wanneer ons die koning kan raak sien in die stal. Wanneer ons die koning in die stal miskyk, dan verander ons ook rigting. Maar dit is nie die regte rigting nie. Want jy sien, Abraham is teleurgesteld oor 'n nageslag wat net nie kom nie, oor 'n baba wat net nie gebore word nie. En hy vra in sy hart die vraag, is ek gediskwalifiseer? Het ek iewers langs die pad iets gedoen wat die Here so kwaad gemaak het, dat hy nie meer my nageslag vir my gaan gee nie? En ek weet, ek en jy was daar, ons het al op daai plek gekom waar ons vra, het ons die Here so teleurgestel, dat ons nie ons nageslag gaan kry nie, ons droom gaan net verbyseil. En ten spyte daarvan, in Genesis 15 vers 5, sê die Here, toe die Here vir Abraham buite toe laat gaan, en hy het vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Nou ek is vandag hier, om jou in die oë te kyk, en vir jou te sê, so baie sal jou nageslag wees, soos die sterre. As jy dit kan regkry, om die vuil stal wat jy nie verwag het nie mis te kyk, om die omstandighede wat jy nie verwag het nie, vandag mis te kyk, en vandag te sê, ek gaan die koning, die Messias in my omstandighede sien, ek gaan die oplossing in my omstandighede sien, ek gaan die rigting in die stal verander vandag. En ek weet,
Baie keer voel ons soos die verlore seun tussen die varke en ons sê, laat ek maar net 'n slaaf gaan wees by my pa se huis. En dan is ons verbaas as hy die vetgemaakte kalfslag en 'n party vir ons hou, want in daai tyd met daai feesmaal het hy vir hom 'n nuwe kleed gegee, en daai dae was 'n kleed jou identiteit. Hy het vir hom 'n nuwe identiteit gegee. Hy het vir hom die ring aan sy vinger gesit, en dit was die seelring waarmee hulle besluite kon verseël. So hy gee sy reg om besluite te neem en toegang vir hom terug, ten spyte van wat hy gedoen het. En hy slag die vetgemaakte kalf, en hy die vader nooi al sy vriende. Want hy sê, ek wil vir my hele gemeenskap wys. Wie is my seun? Al het hy 'n fout gemaak. Ek is vandag hier om vir jou te sê, die Vader wil vir jou weer 'n nuwe kleed aantrek. Hy wil vandag jou identiteit fix. Hy wil kom, en hy wil sy ring aan jou vingers sit. Hy wil vir jou die reg om goeie besluite te neem teruggee. Al het jy dit van jouself dalk weggeneem. En dan wil hy voor sy vriende sê, hier is my seun. Al het hy 'n fout gemaak, vertrou ek hom ten volle. Ek is trots op hom voor my vriende. In jou en my lewe kom elkeen van ons iewers op die plek waar ons deur een ster na 'n stal gelei word. Daar's iets wat ons vat na 'n plek toe wat ons teleurgestel word. Daar word ons getoets. En dan wys die Here vir ons al die duisende sterre wat hy vir ons het. En ek is vandag hier om vir jou die sterre te kom wys. Meer as wat jy ooit kan tel, is dit wat die Here vir jou wil gee. Maak nie saak vandag wat jou omstandigheid is nie. Ek wil jou motiveer, inteendeel ek wil by jou pleit vandag om, soos Josef, deur jou droom te kyk na die omstandighede. Hy het 'n droom gehad dat sy broers en almal voor hom sal kniel, dat die Here hom sal gebruik om vir hulle te voorsien. En toe hy in die tronk is, het hy deur hy droom gekyk. Toe hy vals beskuldig was, het hy deur hy droom gekyk. Toe hy weggegooi was, het hy deur sy droom gekyk. Miskien moet jy vandag Vader God se droom vir jou weer gaan uitpak, en deur jou droom vir die toekoms na jou omstandighede kyk, en dan gaan die stal die plek wees waar jy die regte rigting verandering maak, waar jy nie net omdraai en hol vir nog omstandighede nie. Die Here wil jou vandag uit die slawehuis uithaal, en hy wil vir jou vandag terugsit voor die koning. Gaan luister laasweek se boodskap. Ons het gepraat van slawe wat na die muur toe moes kyk as die koning verbykom. Maar ons is seuns en dogters van die koning, en daar's 'n plek waar hy ons intiem wil ken. Vandag kom ek en jy by die plek waar die Here elkeen van ons in die oë wil kyk. En hy wil vir jou en my sê, jy is myne. Ek gaan 'n kleed vir jou aantrek, 'n helder kleurige kleed. Ek gaan vandag 'n ring aan jou vinger sit. Jy gaan weer goeie besluite kan neem. En vandag gaan ek voor al my vriende, gaan ek jou voorstel, en ek gaan sê, hier is my seun, op wie ek, as die koning van die heelal, baie trots is, of dogter. Maak nie saak vandag of jy 'n man of 'n vrou is nie. Vader God wil jou oplig voor die mense. Daai mense wat jou weggegooi het, daai mense wat jou gekritiseer het, hy wil jou voor hulle oplig vandag. En ek wil vandag vir jou bid, dat jou oë sal oopgaan, maar dat jou oë sal toegaan. Dat jou oë sal oopgaan om die sterre te sien, maar dat jou oë sal toegaan vir die omstandighede wat jou wil aftrek. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek wil vir elke persoon bid, en ek wil elkeen seën met nuwe oë, oë wat omstandighede miskyk, oë wat die koning in die krib kan raak sien, oë wat gefokus is op die Messias, oë wat kan sien deur ons drome na ons omstandighede, en ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan hierdie week in, geniet hierdie week voluit,
Gaan na ons webwerf agape.co.za. As jy wil bydra tot ons gemeente, doen dit asseblief, help ons om hierdie goeie boodskap te plant in die hart van ons volk en ons nasie. Mooi loop, sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.